Ek wil graag vanoggend met jou praat oor 'n boodskap wat ek titel Die vuur en die water van die Gees. Die simboliese elemente wat iets van die Gees se werking kom verduidelik. En ek wil regtig bid dat in hierdie tyd die Here ons ook met ons as gemeente sal werk. Ons is besig om op te bou na die Pinkstertyd toe. Ek het juis ervaar dat die Here my rig om te bedien oor die Heilige Gees. En ook ruimte toe te laat dat die Heilige Gees ons ook hier kan bedien. Amen. Nou, ons het in hierdie week Hemelvaart gevier. En daai oomblik waar Jesus sy disippels gegroet het, maar met die woorde, ek kom weer. En ek los julle nie as wesens nie. Ek stuur vir julle my Gees. Jesus was beperk tot een aardse liggaam. En as individu en as mens, alhoewel hy volkome God was, kon hy net op een plek, op een gegewe tydstip wees. Maar deur sy Gees, wie hy gestuur het, om in ons te kom woon, die Gees van Christus, wat dieselfde kragtige werking van Christus dra, dieselfde Gees wat Christus uit die dood uit opgewek het, daardie Gees woon in elkeen wie die naam van Jesus Christus bely. Maar nou is God se begeerte, nie dat dit net sal bly by die Gees wat in jou woon en vir jou lewe gee nie, maar daar ook iets van die krag en die vervulling en die uitstorting van die Heilige Gees oor jou sal kom, wat jou in staat stel as kind van God om uit te gaan toegerus met die krag van die Heilige Gees om 'n getuie vir hom daar buite te wees. Ek wil begin deur te praat oor hierdie vuur, die vuur van die Heilige Gees, en die stelling wat ek wil maak daarmee saam is dat die klein vlammetjie wat 'n groot oorweldigende vuur geword het. Toe Jesus sy disippels gelos het, toe het een van hulle hom verraai, 'n ander een het hom verloon. En ons onthou daai gedeelte waar Jesus met Petrus gepraat het, gesê het jy my werklik lief, Petrus? En 3 keer het Petrus gesê, maar Here, U weet, en hy het gesê, laat my lammers wei. Versorg my skape, versorg my kerk, want Petrus, daar was 'n profetiese woord dat die Here deur Petrus die kerk wil begin. So hier sit ons in hierdie geskiedkundige oomblik, waar Jesus opgevaar het, die leier van hierdie beweging is weg. Alles is eintlik teen hulle. Al hulle verwagtinge, die nasie se verwagting, dat daar 'n leier sal opstaan, wat die Romeinse juk kom breek, is ten flarde. Hierdie disippels is soos wesens agtergelaat, of is hulle? Maar tog het Jesus hulle gelos met 'n kommissie. Hy het hulle gelos met 'n opdrag en gesê, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies, maar hoe? Daar was 'n sleutel. Hy het gesê, wag in Jerusalem. En ek wil hê, kyk gou 'n bietjie saam met my, blaai vir my na Handelinge hoofstuk 1 toe. Ek gaan so 'n bietjie tyd in Handelinge 1 en 2 spandeer. En ek wil vir jou sê, kyk en let op hoe 'n klein vlammetjie in die harte van 12 individue, later dan 70 wat in die bokamer gewag het, 'n klein vlammetjie het een massiewe vuur geword. Ons sien in hierdie geskiedkundige oomblik hoe die kerk begin het, as 'n lewendige organisme wat onstuitbaar is, 'n vuur wat groei. Hy begin klein, hy begin met 'n stompie in 'n plantasie.
Maar die verwoestende effek wat daai vuur kan hê, is astronomies. Ons het gesien in Kalifornië, onthou julle, hoe daai vure eenvoudig nie gestop kon word nie. 'n Vuur spring oor huise en oor dakke. Ons was nou in 'n area, oom Petele van Nasser de Sol het laas jaar geweldige brande gehad. Die helfte van hulle lots het afgebrand. En deur die gebed en die genade van die Here het alles om hulle afgebrand. Helfte van hulle lots, net hulle huis, het staande gebly, waar hulle was. So 'n vuur het 'n geweldige effek. En as ons praat van die Heilige Gees as 'n vuur, dan wil ek vir jou sê iets van dit wat ons ook bang maak, nê? Want dit is geweldig as die vuur van God se Gees kom neerdal. Nou, in Handelinge hoofstuk 1, vers 4 en 5, kom sê Jesus vir sy disippels, terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat my Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Nou, wat ek eerstens gou hier wil doen, in die boek van Matteus, hoofstuk 1, ek gaan dit sommer aanhaal, in die boek van Matteus, ek dink is hoofstuk 3, ek het nou nie in my notas daar, daai nota gemaak nie, praat Jesus, of Johannes, en met die doop van Jesus, sê Johannes, hy wat na my kom is groter as ek is nie waardig om sy sandale aan te trek nie, hy sal julle kom doop met die Heilige Gees en met vuur. Dankie, Matteus 3, vers 11, ek doop julle wel met water, omdat julle bekeer het, maar hy wat na my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie, hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. So die Heilige Gees doping word voorgestel as 'n vuur doping, die vuur van die Heilige Gees, wat sal kom. Nou net om gou verder te kyk, hoekom hierdie vuur, hoekom is hierdie vuur nodig? Wat kom saam met hierdie vuur? Die krag van God se Gees. In Handelinge 1 vers 8 lees ons, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uithoeke van die wêreld. Jy sien, God wil 'n kerk oprig, wat met die vuur en die krag van die Heilige Gees beweeg en groei, en dat niks teen sy kerk sal standhou nie. Nou saam met vuur, as ons praat van die vuur van die Gees, in 1 Petrus lees ons van 'n vuuroond, waardeur ons gaan, 'n reinigingsoond, dan kom die vuur ook, en die vuur van God se Gees kom brand weg, wat nie van hom af is nie. Wanneer jy vuur in 'n veld instuur in die winter, dan kom daai vuur, en daai vuur brand alles weg, wat oud is, wat dood gegaan het, brand dit weg. Maar ons dink, daai vuur bring net verwoesting, die vuur, sê baie boere, is nodig, want wanneer daai vuur deurgekom het, en die reëns val, dan kom die water van God se Gees, en daar kom weer nuwe lewe. En dis die beeld, wat ek vanoggend na julle toe bring. Die vuur van God se Gees, wat kom en iets aansteek in ons harte. En daai vuur brand weg alles wat nie van God af is nie. Maar dan wil die Here 'n vloed. Die Here wil 'n fontein van lewende water in ons opwek, sodat daai waters sal uitvloei na mense om ons en lewe sal bring. Maar die vuur en die water is vir my beide elemente wat praat van die krag, die oorweldigende krag van die Gees van God, wat oor ons kom.
Nou kom ons trek net hierdie lyn bietjie verder deur. As ons kyk in die boek van Handelinge 2, met die dag van Pinksteren, dis waartoe ons nou opbou, dis wat ons volgende naweek gaan vier. In Handelinge 2, toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel het, en op elkeen van hulle gekom het, en almal is met die Heilige Gees vervul. Kom net daar stop. Nou die uitstorting, die vervulling van die Heilige Gees hier, sien ons gebeur soos tonge van vuur, wat op elke gelowige uitgestort word. Tonge van vuur, daardie krag van God se Gees, wat oor elkeen gekom het. Ek weet nie van jou nie. Ek weet nie of jy 'n hongerte en 'n begeerte het, dat die krag van God soos vuur oor jou moet kom nie. Dit was die begeerte. 70 disippels. Is ons nie naby aan daai getal hier nie. 70 disippels wat afgesonder het in 'n bovertrek. In opdrag van Jesus wat gesê het, wag vir my belofte. Hulle staan op die punt om geskiedenis te maak. Al wat hulle het, is die woorde van Jesus. Hierdie verwagting dat hy het gesê, hy sal hulle nie alleen los nie. Daar's vervolging in Jerusalem. Hulle doen dit amper in geheim. Want die owerhede, die godsdienstige leiers, almal was gekant teen Christus. Die vyand, die duiwel homself, het gedink, hy het gewen. Hy het gewen, want hy die seun van God doodgemaak. Maar wat hy nie besef het nie, is dat hierdie was maar net die begin. En in die Gees is daar hierdie, ek wil sê hierdie ritteling, hierdie, dis amper asof heaven stood waiting in anticipation for what is about to happen. En my begeerte is, terwyl ek afgesonder het, sê ek, Here, kan ons nie as kerk iets van dit beleef nie? Kan ons nie ook daardie verwagting hê? Kan ons nie ook daardie koinonia, daai eensgesindheid beleef, waar ons almal soos een man voor die Here kom en uitroep na U, en dat U kom in die plek waar ons is, soos 'n rukwind skud, en dat U Gees neerdal en soos tonge van vuur op elkeen van ons kom rus nie? Kan jy dit imagine? Hierdie klein groepie disippels, maar gevul met die krag, met die vuur van God, toe hulle uitbeweeg, toe is dit soos 'n veldbrand wat begin. Dus is 'n veldbrand wat net geen einde, en elkeen van hulle het uitgegaan, terug na hulle gebiede toe, want dit was die Pinksterfees, en daai vuur van God se Gees het saam met hulle gegaan. Daar was 'n beweging van God se Gees in hulle. Daar was geen stuit aan hulle nie. Daar was geen keer in hulle nie. Hulle het daarna gesê, julle moet maar besluit aan wie ons moet gehoorsaam wees, aan julle of aan God. Maar wat ons aanbetref, ons kan nie anders as om te getuig van wat Christus in ons lewens gedoen het nie. Toe Petrus opstaan, toe kom 3000 mense in daai oomblik tot bekering en word gedoop. Op 'n stadium het die disippels 'n skaduwee op mense geval en mense is genees. Daar was 'n vrees vir die Here, want die vuur van God bring ook 'n vrees en 'n ontzag en 'n respek vir wie God is. En nou wil ek vir jou sê, is dit nie wat die kerk nodig het nie. Die vuur van God. Die krag van sy Gees.
Minder van my, Here, en meer van U. Kom deur hierdie vuur, en kom brand weg, wat nie van my af is nie, totdat daar net oorbly, wat tot eer en verheerliking van U naam is. Ek wil nie vir myself leef nie, ek wil vir U leef. Dit wat ek doen bedags, moet deurtrek wees, met 'n onderbou, en 'n vooruitgaan van God se Gees, wat saam met my gaan. Al staan ek in wat se hoe professionele hoedanigheid, God se Gees gaan saam met jou, want dis wat gebeur het, dis hoekom ons leef. Ons leef vir Christus, ons leef om Hom te ken, ons leef vir ewige lewe saam met Hom. Maar ons lewens dra soveel ander prioriteite, ons mis heeltemal die merk. Maar hierdie disippels, hierdie 70, het gesê, vir ons gaan niks anders is belangrik meer nie. Dit gaan vir ons net oor Jesus Christus. En as gevolg van die beweging van God se Gees, die vuur, die vlammetjie wat aan die brand gesteek is in Jerusalem, het dit 'n magtige vuur geword wat oor die wêreld heen gegaan het. En dis hoekom hier op die suidpunt van Afrika ons vandag die vuur van die evangelie nog steeds beleef. Maar die grootste gevaar, voel ek, is dat ons tevrede raak met die bietjie wat ons het. Dis nou maar oukei. Ons het nou die woord gehoor, ons is nou kinders van die Here en dis nou oukei. Maar ons besef nie dat God wil daai vuur van die Gees vandag nog hier en nou oor my en jou uitstort. Hy wil ons aansteek vir Hom. Hy wil 'n radikale, onverskrokke boldness in ons laat opstaan, dat ons vir Hom sal getuig, dat ons deur die krag van sy Gees nie sal stop nie, maar dat dit sal aangaan. Petrus staan op na hierdie uitstorting van die Gees in Handelinge 2 vers 1 tot 4 en hy begin hierdie evangelie uit te lê. En op 'n stadium, ek wil daarby stil staan, in vers 17 kom Petrus in Handelinge 2 vers 17 haal hy Joël aan. En hy sê daar, so sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my Gees uitstort op alle mense. En julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong manne sal gesigte sien. Julle ou manne sal drome droom. God wil sy Gees uitstort op alle vlees. Dis radikaal. Maar as jy na Joël toe gaan, en ek wil gou hê, Annelies sit my Joël 2 vers 23, hoor wat sê hy hier, inwoners van Sion, julle moet bly wees, en juig tot eer van die Here God, want hy het die reëns betyds laat kom, hy het die vroeë en die laatreëns soos voorheen gegee. En die prentjie wat ek in my gees gesien het, terwyl ek met die Here besig is, hierdie week, ek sien hierdie beeld van hierdie landskap, waar die vuur van God oorgekom het, en daai vuur het soos 'n veldbrand gegaan, en weggebrand, wat nie van God af is nie. Weet jy van julle die ou Lion King onthou nie? Daai prentjie van Lion King kom by my op, waar dit so weggebrand was, en alles was in verwoesting, alles was dor, en toe kom die reën. Toe kom die reën, en daai reën val. Hy het die reën betyds laat kom. Ek weet nie waar staan jy nie. Weet jy waar staan jy in jou journey met die Here nie? Ek weet nie of daar 'n veldbrand deur jou kamp is nie, of daar 'n veldbrand deur jou huis is nie. Ek weet nie of dit dalk nodig is, dat die vuur van God oor jou lewe, oor jou huis moet kom nie. Dat God se krag en sy vuur en die vrees van God moet terugkeer in jou huis nie. Hoor wat ek sê. Maar dan wil God kom en hy wil sê, ek wil die reën betyds stuur. Sodat jy wat in afwagting is, jou gesig na die hemel toe kan draai.
soos daai boer in die Karoo, in die dorheid van 'n landskap, opkyk na die hemele, en God sy reën uitgiet. En daai reën was skoon. Daai reën begin te vloei. Die rivierlope wat dor was, word weer vol. En die gees van God beweeg en bring lewe. En daar kom plante, dit groei, die blomme keer terug na die landskap. Daar kom weer lewe. God wil die reën van sy gees stuur, en wanneer die reën van sy gees kom, kom daar nuwe lewe. Ek weet of julle saam met my hierdie beeld sien, van die reën, die vuur, en die reën van God se gees. En so kom Jesus in Johannes hoofstuk 7. En die stelling wat ek hier wil maak, is die fontein wat strome van lewende water voortbring. En het my hoor sê, die klein vlammetjie wat 'n groot vuur moes word, en daai vuur kom wakker die kerk aan, kom bring weer nuwe lewe, kom sit 'n vlam onder ons, en ruk ons uit ons comfort zone uit, en bring weer die vrees van God na die kerk. Julle hoor? Maar dan sê die Here, daar's 'n fontein van lewe. En daai fontein moet strome van lewende water word, wat uit jou binneste uitvloei. In Johannes 7 vers 37 en 38 kom Jesus, hy staan op in daai feestyd. En hy sê, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat glo, is dit soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste uitvloei. Man, Here, dit wil ek wees. Ek het dors vir U. Ek is dors vir meer van U Gees in my lewe. Laat dit wees met my, Here. Soos die skrif sê, laat daar uit my binneste uit strome van lewende water vloei. Bring my weer, Here, met U vuur, op 'n plek waar ek ontzag en vrees het vir die God bo alle gode, die skepper van die heelal. Steek iets in my aan die brand, wat sê ek staan op vir my God. Kom brand weg wat nie van U af is in my lewe nie. Bring daai vuur, Here. Stuur dit as dit moet soos 'n veldbrand. En miskien met hierdie perspektief wat ek vir jou gee, kyk jy na wat met jou gebeur het die afgelope tyd, en dalk is dit so, dat God sy vuur kom stuur het, en jy het ervaar, wat gebeur in my lewe, wat is hierdie verwoesting, miskien is dit nodig, dat daar sekere goeders weggebrand moes word. Maar dan wil die Here kom, en daar is 'n fontein wat vloei, wat strome van lewende water wil voortbring. En vir elkeen wat dors is na daai lewende water, vir elkeen wat desperaat uitroep en sê, Here, ek is dors na U met alles. Soos 'n wildsbok smag na water, smag my siel na U, o Here. Here, dit is die teelaarde vir die uitstorting van God se Gees. Waar 'n kerk desperaat is vir die vuur van God en dors is vir die nuwe lewe wat strome van lewende water uit sy troonkamer kan bring vir ons. En 'n kerk wat bereid is om homself oor te gee aan hierdie vuur en die water en die vloei van God se Gees. Dis wat ek ervaar. Vanoggend wil ek hierdie woord prakties maak.
En ek wil eintlik 'n uitnodiging na jou te bring. En ek wil sê, is jy bereid om saam met my die vuur van God toe te laat? Here aan te roep en te sê, Here, kom met u vuur. Kom raak my aan. As dit moet, Here, kom brand weg wat nie van U af is nie. Kom steek weer iets in my aan die brand wat dormant was. Daar was eens op 'n tyd vuur in my lewe, maar dit is nie meer daar nie. Ek het weer daai vuur van God nodig. Kom doop my met die Heilige Gees en met vuur. Ek wil daai uitnodiging na jou bring. Maar saam met dit wil ek ook 'n uitnodiging bring. Want die vuur van God kom vat weg wat nie van hom af is. Ons almal sit en ons worstel dalk met goed en ons stamp ons koppe teen goed en ons 'n stuk vleeslikheid dalk nog in ons wat die vuur van God moet aanspreek. Maar dan ook, vir my is daar 'n stuk vryheid wat kom met die water en die vloei van die Gees. Liberty. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Ek sien hierdie beeld van jy as jong tiener of kind wat by oupa se plaas gaan kyk het en daar was 'n watergat. En jy het 'n klip gekry om vanaf te spring en jy het gespring, man. En jy beland in daai water. En dit is asof daar absolute vryheid is. Vry van bekommernis, vry van niks om jou nie. Strome van lewende water. Laat my dink, ek en my vrou het 'n tyd terug, toe gaan stap ons, ek wonder of het net toe ons getroud was, of net voor ons getrou het, toe stap ons daarna Forest Falls toe. Weet julle Forest Falls, dis in Sabie, in Graskop, aan die kant Mac. En jy moet 'n entjie stap, en ons stap na Forest Falls toe. En ek was slim, ek sê vir ons moet voorberei om te swem. En daar by Forest Falls, toe ons daar kom, hier is daai plek is idyllies. Toe swem ons. Die absolute vryheid wat jy het in hierdie bergstroom. Die bergwater wat so vars is. En dis die prentjie en die beeld wat ek voel. Die Here vir ons strome van lewende water wil bring. Dat dit oor ons kan vloei. Nou ek wil hierdie uitnodiging deurtrek en jy wat dalk inskakel op die video, dis die uitnodiging wat ek na jou toe bring. Jy wat by die huis ook sit, want ek weet daar's mense wat inskakel wat desperaat is vir die Here. Wat 'n aanraking van die Here nodig het. Ek gaan nou 'n videoklip speel. Want toe ek afgesonder, toe kom hierdie videoklip by my op. Ou videoklip wat ek 10 jaar laas na gekyk het. Van Michael W. Smith wat sing van Healing Rain. Healing Rain. Miskien het die Here nodig om sy Healing Rain oor jou te bring. Maar voor die reën kom in die videoklip, dit spreek nie van vuur nie, maar lees ek in die vuur van God wat kom en mense se lewens terugbring in lyn. Mense wat tot bekering kom, mense wat tot inkeer kom en besef ek het die Here nodig. Ek is desperaat vir hom. As ons klaar die videoklip gespeel het, dan gaan ek vra dat diegene wat ernstig is om te sê, Here, kom met u vuur, maar kom ook met u water, u lewende water, en kom vul my. Kom maak my vol. Dan wil ek geleentheid skep dat ons mekaar sal bedien. Kom ons speel hierdie videoklip. Jy wat ingeskakel het, dankie dat jy ingeskakel het. Gaan kyk
Michael W. Smith sê Healing Rain, ek gaan hom uitstuur saam met die broadcast, dat mense hom kan luister. Mag die Gees van God jou ook aanraak. Amen.